Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Palesa Maklala sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Palesa. Goeiemôre. Palesa, ons begin sommer by 2 seuns sterf in Richmond se dissiplinekamp. Ja, julle, so dis nogal hartseerlik. Ja. 2 families treur nou die dood van hulle seuns. So 2 jong mans is by 'n dissiplinekamp of 'n sogenaamde dissiplinekamp in Richmond in KwaZulu-Natal is hulle oorlede. En hier het nou gebeur tussen Januarie en Julie vanjaar alleen. En so die ouers stuur nou die kinders soontoe of hierdie jong man soontoe om hulp te kry vir meestal dwelmprobleme en dan nou ook kinders wat net dissipline nodig het. En hulle kom toe daar en hulle beweer nou, die ouers beweer en ook van die werkers daar dat hulle die kinders aanrand, soos die een jong man Onati, hy was daar word beweer dat hy teen 'n boom vasgemaak was. Hy was met peppersproei gesprei en natuurlik ook moes nou maar gemartel. Al 2 van hulle, daar is berigte dat al 2 van hulle gemartel was en natuurlik aagtelike toestande ook moes trotseer. En dit het nou natuurlik gelei tot hulle dood. En nou hierdie plek is nogal duur, het ek ook nou gesien. En ek kan nou maar net indink, ouers is desperaat. Veral as 'n kind nou 'n groot probleem het soos dwelm, 'n dwelmprobleem. Dan spandeer jy R10,000 'n maand vir hy kind om te gaan. En soos met hierdie een spesifieke geval het die ouers toe betaal dat die kind kom haal word. So dit was R2,800 en dan het hulle vooraf betaal vir die verblyf van 3 maande. So R30,000 toe betaal en hy was net vir minder as 'n maand daar. So hy het 24 Julie daar aangekom en op 25 Julie het die eienaar van die kamp toe sy ouers nou gebel en in kennis gestel dat julle seun oorlede is. So, ek dink wat hartseer is, in een van die berigte sê dit ook een van die vrouens beweer sy is verkrag by hierdie kamp, maar sy kon ontsnap. Ja. En een ouer het ook gesê hulle wens hulle het die kamp besoek voordat hulle kinders soontoe gestuur het. Ja. En dis my hartseer. Ek dink dis die hartseer dat 'n ouer, jy stuur na jou kind daar met die hoop dat jou kind gehelp word en jy gaan besigtig nou nie eens die plek nie. En dan gebeur die unthinkable nou en dan hoe moet daai ouer se hart nou voel dat jy het nou nie eens gaan sien hoe die plek lyk of maar net gaan kyk of jou kind in goeie toestande hanteer word daar nie. En lyk vir my die plek is daarom ondersoek, maar die fasiliteit was blykbaar nie wettig geregistreer nie. Ek hoop regtig dat verdere ondersoeke plaasvind om hierdie mense vas te vat. Ja, ek hoop en bid ook so want as 'n mens nou maar kyk maar met hierdie soortgelyke voorvalle wat gebeur het, dan sien jy net berigte verdwyn. Jy gaan nou net sien mense was nou in hegtenis geneem, maar dis daar geen opvolg nie. So die plek was toe besoek deur die munisipaliteit en dan toe die burgemeester ook en hulle het gesê die plek is ongeregistreerd. En hulle het toe ook nou net daar vir ouers gevra, julle moet eerder deur die polisie werk, deur maatskaplike dienste en dan ook jou plaaslike munisipaliteit. So ons hoop nou maar die polisie ondersoek nou 2 sake van moord en natuurlik ook die jong dame wat beweer dat sy seksueel aangerand was en so ek hoop nou maar iets kom uit hierdie uit sodat van dit lyk nou dis 'n tendens. Ja. Dis nie die enigste wat ons hoor van hierdie wat gebeur nie. Daar's 2 soortgelyke voorvalle wat 2 jaar gelede gebeur het 2024. Dit was hier in Centurion wat 2 seuns in die Henopsrivier verdrink het en verlede jaar ook in Mpumalanga. Daar was ook beweringe dat die kinders in haaglike toestande gelewe het en natuurlik was hulle vermy van kos. Hulle moes deur modder swem en een van die kinders het ook toe ontsnap. Ek dink hy was 'n tiener tussen die ouderdom van 14 en 17. Hy het toe ontsnap en op hierdie manier kon die polisie nou toe kom en hulle het 2 mense in hegtenis geneem. Maar daar's nou na dit nou geen meer nuus oor wat het toe gebeur. Was hierdie mense nou wat net as hulle nou uit die tronk het gekom het en nou 'n ander dissiplinêre kamp gaan oopgemaak het. Ja, so Nee, dit is nie hoe dit gedoen moet word nie en hulle moet gedissiplineer word. Die mense wat dit so verkeerd dissiplineer moet gedissiplineer word. Ja. Kom ons gaan oor na die weermag wat na 5 maande geld ontvang het vir operasie Floreer wat teen bendegeweld en onwettige mynbou ontplooi is. Ja, nou so die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, hulle het nou uiteindelik die
fondse gekry vir operasie Vloeier. Soos jy sê, dit is 5 maande gelede al van stapel gestuur. So die bedrag is 823 miljoen rand wat hulle nou gekry het en dis nou natuurlik vir hierdie 2200 soldate wat reg oor die land of in sekere provinsies in die land. Ek weet Gauteng is een van die lande, een van die provinsies, die Vrystaat, Oos-Kaap en dan die Wes-Kaap ook. Nou vir hierdie 2200 soldate net om natuurlik finansiëel buite kan staan. Nou hulle het ook laat weet dat die weermag onder druk was, finansiële druk was, want hierdie jaar met die begroting het hulle nou effens minder gekry. Of ek kan nie sê effens minder, soos hulle dit nou verduidelik, is die finansiële probleem nogal groot. So hierdie fondse wat hulle nou ontvang het vir hierdie spesifieke operasie gaan nou nogal dit kom op 'n nodige tyd. So ja, so ons gaan nou maar sien. Hulle sê die woordvoerder het ook gesê dat hulle gaan nou natuurlik die geld uitrol waar dit nodig is. So ons sien nou maar of dit nou regtig 'n verskil sal maak op die einde van die dag. En of hierdie fondse dan nou reg ook gaan gebruik word. Ja, ek dink ongelukkig hoor ons te veel van die weermag en motors wat aangekoop word en jy weet, aangelike omstandighede en dit voel net nie of die finansies reg bestuur word op hierdie stadium nie. Ek dink ook nie op hierdie stadium is daar regtig bewyse al dat operasie Floreer werk nie. Ek dink dis die ander kommerwekkende punt wat mense moet begin vra, het dit enige resultate opgelewer en ek dink nie ons het al eintlik 'n antwoord daaroor nie, maar goed. Kom ons praat oor Mackenzie's eis 13 miljoen van SAFA terug oor die VAR. Ja, so die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, hy eis nou hierdie 13 miljoen rand terug van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging of SAFA. Nou hy het hierdie fondse beskikbaar gemaak vir hulle om Suid-Afrika se video-assistent skeieregterstelsel of die VAR bekend te stel. Nou soos Mackenzie nou sê, moes hierdie stelsel nou al van stapel gestuur was of dit moes nou al met Suid-Afrika se hoogste sokkerliga of die Betway Premiership moes dit nou al beskikbaar gewees het. En hy sê toe hy het sy deel gedoen en as SAFA dan nou hulle tyd wil neem, dan moet hy nou maar dan moet hulle die belastingbetalers se geld terugbetaal, die 13 miljoen nou. Nou daar was onlangs werkswinkel in Pretoria nou nadat Mackenzie nou hierdie geld beskikbaar gemaak het aan SAFA. Hulle toe met van die skeieregters, sokkerskeieregters in Suid-Afrika byeengekom in Pretoria en nou toe 'n werkswinkel gedoen vir die VAR stelsel. Natuurlik was dit nou opleiding en die hoof van SAFA het toe genoem dat hulle nie dink dat hierdie VAR nou al beskikbaar sal wees teen die tyd wat die minister nou so graag wou hê nie. Hy het gesê miskien gedurende hierdie sokkerliga, hierdie Betway Premiership, maar hy het reeds toegenoem dat hy dink nie dit gaan nou aan die begin van die premiership nou beskikbaar wees nie. Nou sover ons nou weet het Mackenzie nou net gesê hy het toe nou 'n brief gestuur aan SAFA om die 13 miljoen terug te eis. So ons sien nou maar wat gebeur nou, want ek dink van die kenners noem ook dat dit is nogal 'n lang proses om hierdie dinge op die been te kry. Ja. Dis nie net jy gaan nou net kameras gaan opstel nie. Dis baie infrastruktuur en beplanning en dan ook natuurlik opleiding wat te part gaan met dit. Ja, is interessant. Hulle het gesê hulle soek nou 21 dae om die geld terug te betaal. Ja. So hulle het natuurlik nie nou die geld het, weet nie hoe nie, weet nie waar die geld is nie. Niemand van ons weet dit nie. Die minister het ook gesê hy het juis van hierdie mense oor see gevlieg om te kyk wat is die beste stelsel. So hy het alles gedoen wat hy kan om hulle in die regte posisie te plaas. Soos jy sê, hulle sê nou dit sou nooit so vinnig gebeur het nie. Ja. Nou wonder mens weer eens, is daar genoeg, of wil ek amper sê navorsing gedoen voor ons net gaan het hier's geld implementeer. Het ons al 'n stap gemis of hoe het hierdie miskommunikasie tussen die minister en SAFA gebeur? Ja, dis die ding. Ja, soos jy sê, hulle was Spanje toe en na die Verenigde Koninkryk toe om hierdie stelsels ook te gaan vergelyk. So nou is maar die twee kante nou van die minister het nou sy deel gedoen, maar ons sien nou maar as hierdie 21 dae nou genoeg vir hulle om dit te implementeer. Jy kan nie net geld rondgooi nie. Daar's baie opleiding wat in dit gaan. Ons uit sy hande opgelig en die sokkerbal is volgens hom nou in SAFA se hande. So ons sal maar kyk wat gebeur in die volgende 21 dae. Dan iets wat my baie opgewonde maak is die feit dat die NVK
iets vir ons wil bekendstel sodat ons kan sê byvoorbeeld ek wil nie bemarkingsoproepe ontvang nie, baie dankie. Ja, so die Nasionale Verbruikerskommissie, hulle het nou hierdie nuwe stelsel of register, hulle noem dit die opt-out register. Net soos jy nou byvoorbeeld kan opt-out uit 'n sekere diens uit of gaan unsubscribe, kan jy nou opt-out om oproepe te ontvang, veral hierdie strooiposoproepe waar mense nou goed wil afsmeer aan jou en die oproepe hou net nie op nie. Nou hulle sê dat baie van hierdie oproepe, en dit is eintlik kommerwekkend want Truecaller in Suid-Afrika het met data uitgekom en gesê dat net in die eerste 6 maande van 2026 was dit wat ons oproepe ontvang en die getal is 17,47 miljard. Dis hoe baie oproepe, strooiposoproepe ontvang was deur Suid-Afrika of gemaak is aan Suid-Afrikaners. Hulle sê natuurlik baie van hierdie moes nou natuurlik telebemarking, so dit is nou maar net waar hulle wil iets verkoop aan jou en dan kom 'n groot deel van dit ook uit die finansiële sektor uit. Dan sê maar nou jy het nou 'n polis gaan uitgeneem iewers en dan bel hierdie mense nou vir jou. Hallo mevrou, jy het nou onlangs by ons 'n polis uitgeneem, ons wil net weet of jy nie 'n ekstra produk wil uitneem saam met ons nie. Wil jy nie dalk nog 'n polis uitneem? Wil jy nie nog 'n polis uitneem nie of wil jy nie nog 'n selfoonkontrak met ons uitneem nie? En maar hulle sê nou hopelik gaan hierdie nuwe stelsel wat hulle nou gaan bekendstel, gaan jy nou die reg het om net hierdie bemarkers te sê, ek wil glad nie meer oproepe van hierdie spesifieke maatskappye ontvang nie of glad nie van hierdie hele bedryf of sektor af nie. Dan gaan jou nommer nou heeltemal van die stelsel af wees. Maar soos ons weet, was daar nou al reëls of die regering probeer en hulle het probeer reëls in plek stel waar jy as die verbruiker, jy het reeds die reg om vir 'n bemarker te sê, moet my asseblief nie meer bel nie, haal my van jou lys af, maar ons weet mos nou maar natuurlik dit gebeur nie altyd so nie. So hopelik gaan hierdie stelsel nou kan help want ook van die mense wat nou met 'n bedrogspel aan die gang is en wat vir jou vir die verkeerde redes bel om nou geld te steel by jou, natuurlik is hulle mos nou nie geregistreer nie. So natuurlik gaan hulle nie die reëls en die dissipline volg of die reëls volg wat die regering op die tafel sit nie. So alkom 'n goeie stelsel of 'n goeie idee nou soos hierdie op die tafel, gaan dit nou maar net werk vir die mense wat die reëls volg en nou nie die skurke wat nie die reëls volg nie. Ja, verseker. Baie opgewonde Palesa, ons het so 40 sekondes, maar ons moet net vinnig praat oor al verval jou motorlisensie skuif, kan jy nog steeds toegang geweier word? Ja, so private landgoedere asook sakeparke kan jou toegang verbied as jou lisensie nou verval het, jou kar se lisensie. Nou soos ons weet in Suid-Afrika het ons 21 dae grasietydperk om jou lisensie te gaan vervang. Maar hulle kan tot op hierdie eerste paar dae nadat jou lisensie verval het, jou kar se lisensie, kan hulle vir jou toegang vermy. So nou dit tel nou nie vir eienaars of iemand wat self in hierdie landgoedere bly nie, of die eiendom besit nie. Dit tel natuurlik vir as jy nou kom kuier of jy moet nou vir besigheid by 'n sakepark gaan, ja, dan kan hulle natuurlik vir jou, hulle kan weier dat jy moet ingaan. Wow. Ja, so maar daar is natuurlik baie vrae oor hoekom het julle so dringend ons persoonlike inligting nodig en hoe word dit gestoor? Maar ja, die regering laat weet ook maar net weer eens vir ons dat hulle werk ook daaraan om 'n sekere stelsel op te stel waar hierdie sakeparke en dan ook die private landgoedere, hulle jou ID 'n dokument gaan skandeer en dan nou ook jou kar se lisensie, moet hulle dit net vir 'n sekere tydperk hou en dan laat gaan. Want hulle het nie rede om jou persoonlike inligting vir so lank te hou nie. Nee, verseker nie. Palesa, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dankie. Dit is Palesa Mklala, ons is nou weer terug met nog groot ontbyt. Aluma Capital, altyd aan die groei.